Goeiemôre almal, Vrydagoggend, vandag is dit die 5de Junie, dis die jaar 2026, is 'n lieflike dag geskenk deur Abba Vader aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber. Ek wil so 'n bietjie gesels oor hoekom ons probleme te bowe. Nou het ons probleme, sukkel ons partykeer, sit dan partykeer net nie lekker nie, en dan hoekom ons nou hierdie probleme te bowe? Ons het iemand wat vir ons bid, iemand wat saam met ons bid. Partykeer weet ons nie eers dat iemand vir ons bid nie, maar Paulus het briewe geskryf in sy omstandighede. Dit was nie vir hom lekker nie, hy was in die tronk. Dit was nie goeie en gunstige omstandighede vir hom nie, maar hy het nie sy geloof laat gaan nie. Hy het nog steeds vir Timoteus 'n brief geskryf en vir hom gesê, hou goeie moed, staan in jou geloof en moenie wankel nie. Maar kom ons gaan lees bietjie daar in 2 Timoteus. Ek gaan so 'n paar verse lees vir ons hierso. In vers 3 is die eerste ene, ek dank God, wat ek van my voorouers af in 'n rein gewete dien, wanneer ek onophoudelik nag en dag aan jou in my gebede dink. So, hy het die hele tyd vir Timoteus ingetree en vir hom gebid, sodat die Here hom sal versterk en hom net sal staande hou. Dan 2 Timoteus 2 vers 1 en 2, jy dan my seun, wees sterk deur die genade wat in Christus Jesus is, en wat jy van my gehoor het onder baie getuies, vertrou dit en doen aan getroue manne wat bekwaam sal wees om ook ander te leer. Nou soms weet iemand jy bid vir hulle, soms weet hulle nie eers jy bid vir hulle nie. So soms het jy seker dan maar nodig om vir hulle te laat weet jy bid vir hulle. Ander kere is dit nie nodig nie. Vers 15 tot en met vers 26 wil ek dan nou ook lees, lê jou dan daarop toe, om jou beproef voor God te stel as 'n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny. Maar die onheilige, onsinnige praatjies moet jy vermy, want hulle sal al verder voortgaan in goddeloosheid, en hulle woord sal voortwoeker soos 'n kanker onder wie daar Hymeneus en Philetus is, wat van die waarheid afgedwaal het, omdat hulle sê dat die opstanding al reeds plaasgevind het, en hulle keer die gelowige geloof van sommige om. Ewenwel die fondament van God staan vas met hierdie seël, die Here ken die wat syne is, en laat elkeen wat die naam van Christus noem afstand doen van alle ongeregtigheid. Maar in 'n groot huis is daar ook allerlei voorwerpe, goud, silwer, maar ook van hout en erdewerk, sommige tot eer en ander tot oneer. Maar as iemand hom dus hiervan deeglik reinig, sal hy 'n voorwerp tot eer wees, geheilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir goeie werk. Maar vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid en jaag na geregtigheid, geloof, liefde, vrede, saam met die wat die Here uit 'n rein hart aanroep. En die dwaas en onverstandige stryd vra moet jy afwys, omdat jy weet dat dit twis verwek, en 'n diensknegt van die Here moet nie twis nie, maar vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om te onderrig en een wat kwaad kan verdra. Hy moet die weerspannigheid en sagmoedigheid teregwys, of God nie miskien bekering vir hulle gee tot die kennis van die waarheid nie, en hulle weer nugter kan word, vry van die stryk van die duiwel, nadat hulle deur hom gevang is om sy wil te doen. Baie mense dink dat hulle doen die regte ding, maar eintlik volg hulle die duiwel na. So ons moet deur ons liefde en ons gebede hierdie mense uitruk uit die vuur uit. Dan Timoteus 4 vers 1 tot 5. Ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk. Verkondig die woord, hou aan, tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering, want daar sal 'n tyd wees wat hulle, wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, en vir hulle 'n menigte leraars sal versamel, volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid, en hulle sal wend tot fabels. Maar wees jy in alles nigter, ly verdrukking, doen die werk van 'n evangelis, vervul jou bediening. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, ons wil U loof en prys en eer. Here, vir manne soos Paulus, wat vir iemand soos Timoteus ingetree het in gebed, en hom vermaan het, en hom gehelp het, en hom geleer het, en gelei het, wat dit is wat hy moet doen, om die gesonde leer van Christus te verkondig, met 'n skoon en rein gewete. Here, help ons ook so,
dat ons met 'n skoon en rein gewete die woord van God tydig en ontydig sal verkondig. Hulle sal leer en vermaan en met liefde, hulle sal leer dat wat is die weg van die waarheid. Ons loof U, ons prys U, ons eer die groot en heilige naam. Seën ieder en elkeen in hierdie naweek. Dis my gebed in Jesus naam. Halleluja. Amen en amen.